Goeiemôre, liewe gemeente. Baie lekker om elkeen al hier te sien. Vanoggend kom ons sing ook 'n paar liedere saam. Vandag is die viering van Palm Sondag, waar Jesus op die donkie in Jerusalem ingery het en die mense Hosannas gesing het en die Here geloof het. So ons het 'n hele paar lofliedere wat ons gaan saam sing. Ons begin met Here, ons sal U loof, lied 5. U wel daar de roem, ons sing al 3 die versies. Lied 85 is ook 'n mooi loflied, die goedertierenheid oortref die lewe en daarom prys ons die Here, bring lof ook aan hom. Ons in al 2 die verse. Lied 104 sê ook, ek bring U my lof, o heilige God, en dan sê ons in die koor, ek sing want ek weet my verlosser leef. Ons in al 3 die verse. Oh,
257 sê ons dat ons saam met die res van die Christelike bevolking sê dat ons juig tot eer van die Here. Alle volke klap jou hande, juig tot eer van God. Oral word Palmsondag gevier vandag en dan ook die 3de vers. Ons as gelowiges wat hier saam is in die huis van die Here sing en loof en prys die Here se naam. Al 3 die verse. Vlamlied 8 is al een van ons gemeente se gunsteling liedere ook. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd en dan sê ons heilig, heilig Heer God almagtig, al die lof, aanbidding en ere kom U toe, o Heer. Ons sing die hele lied saam. Laaste lied by ons voorsang sing ons lied 168 wat
eintlik voortgaan in die heiligmaking van die Here wat ons sy heiligheid besin, heilige Jesus, Heer van die Here. Dan ook mooi is die aarde, dan net die Here wat dit vir ons kan gee, en dan sê ons in die 3de vers ook, hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, en die ganse skepping wil omdien. Ons sing al 3 die verse. Dankie aan Karina en ons voorsangers en weer eens baie hartlik welkom aan elkeen vanoggend hier in die huis van die Here, so in die skoolvakansie nou al en nader aan Paasnaweek, maar soos ek dan gesê het, vandag nog Palm Sondag waarby ons so 'n bietjie gaan stil staan. Daar is so enkele afkondigings wat ek net graag wil uitlig. Omdat dit nou skoolvakansie is daar nie die gewone gemeenteprogram nie, so die sonstraaltjies en die kategese so 'n bietjie af. Ons begin weer sodra die skole dan weer begin het. Hierdie week wel uiters spesiaal vir ons as kinders van die Here. Want donderdag aand kom ons ook, soos dit in die Bybel voorkom by mekaar, waar Jesus die nagmaal ingestel het, en gaan ons dan saam ook die nagmaal vier. Donderdag aand 6:00, ek weet dit is nog 'n vol werksdag vir die meeste mense, maar kom asseblief dat ons ook saam in gewydheid so die Paasnaweek kan ingaan, en dan Sondagoggend vier ons die Paasfees. Die kern van dit waarin ons glo, waar ons vashou as gelowiges, dit wat Jesus vir ons kom doen het, en kom ons kom ook om dit saam, ook as gelowiges dan te herdenk. Dan sal jy sien die ander goedjies, kan jy na let, ekskuus, daar is heel wat van die bazaar al opgesit, ons begin so met die inligting deurgee, en veral goedjies wat ons nog soek, of persone, om op spesifieke plekke te help. Daar is ook die sameroeperslysie, as jy dalk nou wonder, by watter tafel jy graag so 'n bietjie wil kom help, al is dit net 'n uurtjie, dan gee dit daai persoon kans om net 'n draai te gaan loop en self hulle goedjies ook te gaan aankoop. Al het ons ook runners wat daarmee help, maar hulle kan ook net soveel doen. En party van ons mense wat hard by die tafels werk, wil ook net so asemskepie hê en self bietjie deur die bazaar beweeg. Ek weet die mense daar in die saal sê altyd, hulle sien nooit iets anders van die bazaar nie. So kom ons gee hulle so asemskep, dat hulle net uit die saal kan kom en gaan kyk wat gebeur hier buite ook. So asseblief, elke halfuurtjie, elke uur wat iemand help, maak iemand anders se hande ligter. Kyk maar daarna, ons gaan 'n baie lekker kompetisie ook hê. Dit sal nie vir jy vreemd wees nie, ons gaan kaartjies volmaak met plakkertjies, en dan staan die kans om of 'n skaap of vleisbakke ook te wen. Dan by ons gebedsversoeke, net so oomblik, vra ons maar voorbeding vir elkeen van daardie persone wat dit nodig het. Antonio, ons is dankbaar om jou te sien hier so by ons ook.
vanoggend. Ek glo dit voel al so 'n bietjie beter, dit lyk rof, is daar nog iemand met 'n pleister onder die oog. So hier, dit gaan lyk rof hierbo. Maar nee, ons bid nog dat jy baie mooi verder ook herstel. Maar ons is dankbaar dat jy by ons is ook vanoggend. En dan, geliefdes, dink ons ook aan Dikkie Meiberg. Sy naam staan nou nie hier nie, maar ek het gister met hom gesels. Hy moet baie spoedig vir 'n baie groot operasie ook gaan. So kom ons dink asseblief ook aan Dikkie. Hy het gevra dat ek asseblief die gemeente se voorbeding ook vra. Jy weet dat 'n mens benoud is voordat 'n mens ook vir groot operasies gaan. So ons dra hom ook op aan die Here. Dan sien jy daar is verskillende huise met kruise ook van mense wat onder ons aandag is op hierdie oomblik. Ons dink aan Tannie Emma Rock veral, wie se suster ook oorlede is. Ek weet die begrafnis was gister, so kom ons dra vir hulle in gebed. Die suster is daar baie kort siekbed oorlede, so hulle is nog erg geskok ook. Dan moet ek ook iets doen waarvan ek nie hou nie, en dit is om te groet. Karina, ek wil nie eintlik nog kontak maak met jou nie, want dit is nie lekker om te moet groet nie, maar julle weet al, ons het vir julle genoem dat ons bure aan hierdie kant, Philip en Karina de Tooy, hulle is op pad Potchefstroom toe, die tyd kom nou nader, hulle verhuis nou môre oor 'n week. Op gesinsdag, die hele gesin kom by mekaar om die trek te vat. Dit gebeur letterlik, so ek weet. So, maar Karina, ek wil hier van ons gemeente se kant af vir jou sê, die persoonlike deel sal ek self vir jou sê, maar van ons gemeente se kant af vir jou sê baie dankie. Vir elke keer wat julle ingespring het, jy en Philip op die kansel, en jy daar agter die klavier en vir ons gehelp het. Dankie vir die besondere gawe wat jy hier uitgeleef het. Ja, waar is die tyd toe die kindertjies so klein was en julle hier gesing het, né? So die jare verbygeglip, maar ons waardeer dit uit ons harte uit. Ons groet julle met 'n hartseer hart, maar gelukkig julle net by die bult in Potch. Ek weet ons sal mekaar nog sien, maar mag die Here vir julle ook seën in julle nuwe tuiste, en ek glo hy gaan vir julle daar ook wonderlik gebruik. Vir jou ook met jou musikale gawes wat jy het. Mag die Here jou daar ook laat uitleef. Raad dit asseblief voor aan Philip en die 3 jonge dames ook. So nog dankie dat jy uithelp ook vandag. Ons gaan stil word voor die Here, dan roep ons sy naam aan. Loof die Here, roep hom aan, maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere, sing tot sy eer, vertel van al sy magtige dade, roem sy heilige naam. Laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here, soek gedurig sy teenwoordigheid. Amen. Liefdes, genade, barmhartigheid en vrede van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons sing die koningslied, majesteit, glansryke heerlikheid. Kom ons sing dit staande, dan sing ons die hele lied saam. See
soos ek genoem het, dink ons vandag aan Jesus se intog in Jerusalem in. En ek wil so 'n paar oomblikke daarby stil staan. Ons gaan in die prediking weer daarby stil staan. Maar ek wil graag, terwyl ons regtig ook indink aan daardie toneel, 'n gedig aan u voorhou wat geskryf is deur Estelle Smit. Die gedig se naam is Intog in Jerusalem, Hosanna in die hoogste. Kom ons luister daarna en ons roep vir ons hierdie prentjie ook voor oë. Judas skeur sy boekleed. Hy gooi dit oor die esel se rug. Simon, Matteus en Maria Magdalena volg sy voorbeeld. 'n nederige saal wat hulle op die dier se rug plaas. Jakobus en Johannes lig vir Jesus tot op die esel se rug. Elkeen skeur sy kleed en lê dit in die paadjie, alteen die Olyfberg in die rigting van Jerusalem. 'n kleurryke tapuit van boklede, palmtakke, lofliedere, 'n groot lagende menigte, opgewondenheid spring soos vlamme in 'n droë land van hart tot hart. Duisende stemme swel aan tot dit een magtige stem word, 'n oorweldigende stuk musiek. Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. Hosanna vir die seun van Dawid. Hosanna, Hosanna in die hoogste. Kom ons voeg ons stemme daarby, dan sing ons dit ook, staande lied 407. Ons lees saam van hierdie gebeure vanoggend uit Lukas se weergawe in Lukas hoofstuk 19. Gaan ons lees van vers 28 tot en met vers 40. Die gedeelte kom in al 4 die evangelies voor. Ons gaan uit hierdie gedeelte lees en jy kan gerus die ander gedeeltes van ook lees thuis. Is altyd goed om al 4 eintlik so na mekaar te lees om die geheel prentjie vanuit elkeen se oogpunt ook te kry. As jy die plek het so in Lukas 19, kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, ons loof U in hierdie oggenduur. U het dit gehoor met ons stemme toe ons vooraf gesing het. U het dit gehoor toe ons U aangeroep het uit een van die psalms. U het dit gehoor toe ons U majesteit besing het en nou gesê het, Hosanna
en daarmee saam onsself gevoeg het by die massas daartoe U ingekom het in Jerusalem. Here, wat U is ons Here, U is ons koning, U aanbid ons Here met alles wat ons het, en U glo ons. Here, en as ons nou saam uit U woord lees, dan is dit om onsself weer opnuut in daardie gebeure ook te plaas. Maar ook, Here, om te dink, maar hoe raak dit ons vandag, paar eeue later? Here, dat elkeen van ons ook regtig sal bid en sal vra dat U Gees in ons sal werk, en hierdie gedeelte nie net vir ons 'n mooi gedeelte in die Bybel is, wat ons dalk onthou van ons kinderdae af, van hoe jy op die donkie in Jerusalem ingekom het nie. Dat ons ook werklik sal soek, en dat U Gees ons harte sal aanraak, van hoe dit ons moet raak, wat dit vir ons geloof moet beteken, wat U wil hê, ons moet hoor vanoggend. En daarom bid ek, Here, dat die een wat die woord bring vanoggend sal verdwyn, en dat U die een sal wees wat kragtig in die harte van mense werk, soos wat U weet, elkeen wat dit hoor, dit nodig het. Seën dan vir ons in ons saamwees, in Jesus naam, ons koning. Amen. Lukas 19 lees ons by vers 28 onder die opskrifie die intog van Jesus in Jerusalem. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom teen die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels vooruit met die opdrag: gaan na die dorpie toe daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry, wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle hom los? Moet julle antwoord, die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos wat hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaar vir hulle: waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en hulle help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom teen die afdrand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: Meneer, maak stil die volgelinge. Maar hy antwoord: ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader kom in die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê: as jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal dae oor jou kom dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante af beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek dink jy almal sal saamstem dat ons lewe in vreemde tye. Dit is nogal woorde wat 'n mens heel gereeld hoor deesdae by mense. Ons lewe in vreemde tye. Ons hoef nie eers baie ver terug te dink nie. Ons kan maar dink aan die afgelope 5, 6 jaar. Ons wêreld skielik op sy kop gekeer is met 'n
pandemie wat die wêreld getref het met die naam COVID. Baie mense begin al daarvan vergeet. Ander se mense se lewens is onherroepelik daardeur verander. Dit was nog eintlik skaars verby. Toe breek daar 'n oorlog uit, daar in die Oekraïne. En terwyl dit nog aan die gang is, nog onlangs hier by ons, toe kom die volgende krisis, toe daar back and closure in ons land uitbreek en soveel van ons mense raak. Toe hoor ons weer, daar is missiele op pad na Iran. En vandag, hoor dit nou nog in ons storie, praat almal oor die dieselprys. Maar enkele dinge, ons lewe in vreemde tye. En ek dink dit is verstaanbaar dat ons as mense sukkel om te verstaan wat om ons en met ons gebeur. En eerlikwaar, ek is ook een van hulle, want hierdie is inderdaad ongekarteerde waters, waarin ons nog nooit gevaar het nie. En dit roep soveel vrae in ons as mense ook op. Vrae waarom ons ook nie regtig antwoorde kan gee nie. Ja, ek hoor dit kort sê my dominee, wanneer gaan God dan nou ingryp? Ons Here kan dit tog nie so laat aangaan nie. Ek kan nie wag dat die Here moet ingryp nie, dinge net weer kom regmaak nie. En ek dink hiermee verwoord ons iets van die versigtiging van baie gelowiges die wêreld eintlik oor. As die Here tog maar net wil kom en alles net weer wil regkry. Alles wat nou so sukkend is, alles wat so deurmekaar is, alles wat ons nie kan ons hand op lê nie, dat die Here tog maar net wil kom ingryp en wil kom regmaak. En toe lees ek nou hierdie afgelope week weer in aanloop tot Palm Sondag, Lukas 19. Die verhaal van Jesus se intog hier in Jerusalem. En wanneer ek dit lees, is dit asof daar skielik so 'n ongemaklikheid oor my wil kom. Want hierdie gedeelte laat 'n mens eintlik met net soveel vrae as die tyd waarbinne ons lewe. Maar nou nie meer so seer vrae dalk teenoor God en waarom hy nie kom en alles gou regryk nie, maar dalk eerder vrae oor myself. Waarvan lees ons hier in Lukas 19? Ons lees hier van mense wat reikhalsend uitgesien het, dat God net in hulle lewens moes ingryp, dat hy eintlik die verlosser moet stuur, waarvan hulle in die bladsye van die Ou Testament keer op keer gehoor het, die belofte gehoor het, hierdie Messias, wat alles sou kom regmaak. Maar voordat 'n mens baie ver lees in hierdie gedeelte, kom 'n mens gou agter dat ons dalk nie heeltemal so in voeling is en die lesers hier, of die mense wat dit hier beleef, ook nie heeltemal so in voeling is met God se plan nie. Hulle verwagting van wat hulle wil hê God moet doen, verskil totaal en al van God se plan, wat hy wou gehad het sy seun moes doen in hierdie wêreld. Hulle wens was 'n Messias, wat na hierdie wêreld en in hulle wêreld moes inkom, wat alles gou sou regmaak, alles gou sou regryk, so gou, en dan sou hulle weer met hulle lewens kon aangaan. Maar lees 'n mens hierdie verhaal, kom jy baie gou agter, maar God se plan is veel groter as dit. Hy wil nie net gou daar hulle situasie kom regmaak nie, nee. Hy wil die wêreld kom verlos uit die greep van dood en van sonde. En die mense daar, terwyl hulle juigend vir Jesus daar in Jerusalem inlei, hulle plan steek vas by hulle onmiddellike behoeftes. Terwyl God besig is om eindeloos verder te kyk. Maar die vraag toe by my laat opkom, waarvoor hoop ek en jy regtig as ons vra dat God moet ingryp?
dat hy gou moet kom regmaak. Wat verwag ons regtig van God? Is ons nie ook maar soos hierdie mense wat daar rondom Jesus saamdrom, wat ook dink dat Jesus maar net gou moet kom optree en alles moet kom regmaak nie, ons onmiddellike situasie net vir ons moet kom verander, vir ons kom beter maak natuurlik soos wat ons dit wil hê, en dat alles maar net kan regkom, sodat ons weer met ons lewens net kan aangaan. As dit ons verwagting is, dan wag dieselfde teleurstelling dalk vir ons, as wat dit daar vir die mense van Jerusalem ook gehad het. Dit waarvan ons lees in Lukas 19. Wat dink jy gaan regtig gebeur wanneer ons vra dat God ingryp? Lukas vertel hierdie vreemde verhaal eintlik van God se ingrype in hierdie wêreld. Hierdie verhaal wat 'n mens so 'n bietjie ongemaklik maak. Maar as jy regtig gaan sit en dit bestudeer, eintlik ook stil maak en verwonderd laat oor wat hier gebeur. Want aan die een kant, wie sou nou ooit kon dink dat God se ingrype in hierdie wêreld eintlik so doodgewoon sou wees? Eintlik uiters onopspraakwekkend. Op die oog af, eintlik 'n doodnormale toneel wat hier voor ons oë afspeel as ons dit lees. 'n Jong man wat op 'n geleende donkietjie in die stowwerige strate teen die Olyfberg daar in die stad ingery kom. Wie sou ooit vir 'n oomblik kon raai dat dit die inleiding was tot die finale bedryf, die grootste drama van alle tye, wat besig was om na 'n kant toe te kom. Wie wat daar was, sou kon raai dat dit die laaste toneel is van God se groot verlossingswerk, wat besig is om daar te begin om voor hulle oë af te speel. Dan gebeur daar iets, terwyl Jesus daar in die stad inry. Dis inderdaad asof die klippe self uitroep. Hierdie skare wat in beweging kom en kort voor lank hierdie opgewondenheid wat hand aan hand skielik toeneem. Die massa-aksie van mense wat hardop begin om vir God te loof en te prys. En hulle begin sing, want hulle begin iets verstaan van dit waarvan Sagaria geskryf het, veral in sy 9de hoofstuk, van hoe die Messias daar in Jerusalem sou inry, die koning van die wêreld, op 'n eenvoudige donkietjie, sou so kom, het Sagaria gesê, en hierdie golf van opgewondenheid raak al hoe groter, en die vreugdekrete raak al hoe harder, en die gesing van die massa terwyl hulle God prys, maak hulle ook hulle oorklede daarvoor Jesus in eerbetoon oopgooi. Jesus se eenvoudige inrit na Jerusalem raak uiteindelik 'n intog, 'n groot geleentheid, 'n absolute triomfmars uiteindelik. Wonder as ek daardie dag daar was, dan het daar sekere intense dankbaarheid oor my hart gekom en sou ek vir myself dalk gesê, uiteindelik begin mense die lig sien, uiteindelik begin hulle verstaan wie hierdie man is op die donkie. Dit is Jesus, die verlosser, nie net die seun van 'n timmerman nie, maar die seun van God, eindeloos meer as net 'n rabbi, wat mooi verhale vertel en wonderwerke gedoen het, eindeloos meer as wat ons ooit kon verwag. Uiteindelik sien hierdie massa dalk iets van wie hierdie Jesus is, die koning, die seun van God. Dat hy God se antwoord is op al die verderf en al die stikkendheid van hierdie wêreld. Hierdie oomblikke hier in die strate van Jerusalem is 'n reuse deurbraak vir die koninkryk van God. Hier kom 'n herlewing tussen die mense wat in hulle massas vir Jesus as verlosser aanvaar en hom nou gaan volg. Dan
dan die geweldige antiklimaks, die geweldige kontras. Wanneer hierdie feesvieringe van hierdie mense sy hoogtepunt bereik, dan trek iets skielik jou aandag. En jy kyk weer. Jy kyk fyn. Jy kyk so half verstom na Jesus. Hy wat hier die middelpunt van al die aandag is. Want wat sien jy? Sien daar hoop en traan oor sy wang. En in daardie oomblik besef jy dat iets verskriklik verkeerd is. Ergens is daar 'n enorme fout, 'n totale misverstand. Want te midde van al die uitbundigheid hier rondom Jesus, loop daar trane oor Jesus se wange. Nie trane van blydskap nie, maar trane van opregte hartseer. Want Jesus weet dat al hierdie feesvieringe en hierdie juigende massa, hierdie blydskap wat hulle beleef oor die koning wat gekom het op dese aarde, vir hulle niks beteken nie. Hy weet dat hierdie stad, hierdie mense, wat so naby aan sy hart is, dat dit onafwendbaar op pad is na hulle ondergang toe. Maar vir baie van hulle 'n donker toekoms voorlê. Gevul met baie hartseer. In die eerste plek, omdat die wreedheid van die Romeinse mag oor Jerusalem sou spoel en uiteindelik Jerusalem totaal en al sou vernietig. Letterlik met die grond gelyk maak. Maar ook het Jesus hierdie geweldige hartseer, omdat hy weet dat hierdie massa nie Hosanna sing met blydskap, omdat hy werklik die verlosser is nie, maar omdat hulle hom net sien as die een wat gou alles kom regmaak. Die aardse koning wat gou gaan ingryp. Hierdie Messias, na wie hulle so hartstogtelik verlang het, deur eeue heen, is hier uiteindelik hier by hulle, maar hulle herken hom nie vir wie hy regtig is nie. Hulle is so op hulle eie planne ingestel, dat hulle totaal en al blind is vir dit wat God regtig besig is om te doen. Dit wat Jesus hulle die afgelope 3 jaar oor en oor vertel het. Dit wat hulle ken uit die geskrifte van die Ou Testament. Dit gaan alles by hulle verby, want Jesus is nou hier om hulle lewens nou gou te kom verander. Ten diepste sien hulle in Jesus net iemand wat hulle nou op daardie oomblik wou hê. Hulle sien niks van God se groot plan, vir waarmee hy regtig besig is, wat op die punt staan om deur te breek in hierdie wêreld, aan die einde van daardie week nie. Die koninkryk van God wat so naby aan hulle is, dat hulle letterlik eintlik aan hom kan vat. Maar hulle sien nie vir wie hy is nie. Hulle sien nie dat hy God se plan vir hierdie wêreld is, nie net daar gou nie, maar uiteindelik vir ewig. Hulle sien nie 'n Messias wat moes ly, volgelinge wat moet leer om soos kindertjies afhanklik te leef voor God nie. Hulle sien daar niks van nie. Hulle sien net hulle eie vinnige redding wat hulle daar nodig het. Hulle sien nie hoe die vrede wat Jesus bitter swaar sou kry, eintlik daar voor hulle verbygaan nie. Want hulle dink net aan hulle eie behoeftes. En eindig hierdie verhaal wat so vrolik en uitbundig eintlik begin het, eintlik baie tragies, baie hartseer, met hierdie prentjie in ons koppe van 'n huilende Jesus. En as mens na daardie mense kyk, en ons kyk dalk na onsself, ons
kyk na die mense rondom ons, moet ons dalk ook bietjie ongemaklik raak. Dat ons ook vra dat, waar ons die Here aanroep en vra dat hy moet ingryp, wat verwag ons dan eintlik van die Here? Wat vra ons in wese van die Here? Hy het kom doen aan die kruis, wat hy moes kon doen. Sy koninkryk het gekom. As ons die vraag vra in Lukas 19 vanoggend, dan moet ons eintlik vra, watter Messias leef in ons gemoed? Die Messias wat ons verwag, net gou ons omstandighede moet regmaak, of die Messias wat vir my verlossing gebring het, nie net vir vandag nie, nie net vir 'n stukkie van my lewe nie, maar vir my hele lewe, uiteindelik vir my ewige lewe. Dit was God se plan vir hierdie wêreld. So moet ek hom dien. Met hierdie wete in my moet ek hom dien. Nie net oor wat hy my vinnig kan gee nie, maar omdat hy regtig my verlosser is, my Messias is, my Here is, wat ek innig lief het en wat ek elke dag van naby wil lewe. Mag die Here ons oë oopmaak om hom regtig so te sien. Die gedig wat ek aan die begin gelees het, eindig so: die skare sing, swaai palmtakke, gooi klere neer, want hulle sien uit na die koning wat oorwinnend terugkeer. Maar teen skemeraand het die hosannas lankal tot stilte vervaag. Onbewus was die heilige stad van watter koning sy in haar midde verwelkom het. Herrens was daar 'n boom, miskien reeds afgekap, wat bestem was om 'n kruis te word. Herrens was daar 'n doringstruik, bestem om 'n kroon te word. Herrens was daar al spykers en 'n Romeinse spies, wagtend op hul glorieryke lot. Oor 'n week sal hulle skree, kruisig hom, omdat hulle nie verstaan dat hul koning kom, wanneer hy self bebloed aan 'n kruis hang en sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet wat hulle doen. Ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons lees hierdie verhaal in Lukas 19, en ook hoe Matteus en Markus en Johannes dit vir ons neergepen het. En ons is opgewonde saam met daardie skare, wat ook vir Jesus daar in Jerusalem inbegelei, met hosannas op hulle lippe. Maar elkeen met hulle eie verwagting in hulle hart oor wat hy kom doen. Ons weet, soos wat ons dit kry in die evangelies, dat hulle die verwagting gehad het, dat hy gou daar in die wêreld moes kom regruk. Hulle moes bevry van die Romeinse juk. Uiteindelik keer dat Jerusalem vernietig moes word, dat hy daar moes wees as 'n aardse koning. En ons skud ons koppe en ons dink, maar hoe kan hulle so dom wees om nie vir U raak te sien as die Messias nie? Here, maar dan moet ons ook die oog na binne rig en dink aan ons eie gebede, dink aan ons eie siening en hoe ons U ervaar in ons lewens en ons verwagting wat ons van U het. En ons sal dan ook die koppe moet laat sak en sê, Here, ja,
ek is ook daaraan skuldig dat ek die baie keer aanroep om net gou in te gryp in my lewe, omdat die lewe vir my ongemaklik is. Dat ons dan weer aangaan met ons lewens en vergeet, dat U waarlik die Verlosser, die Messias, van hierdie ganse wêreld is, maar ook van my. Elkeen van ons by die naam, die kom vrymaak van die laste van hierdie wêreld, die wete dat ons nie in eie krag alles hoef aan te pak nie, maar dat U by ons is en vir ons deurhelp en deurdra met al die beloftes en al die seën. En daarom kan ons vanoggend bid vir alles wat swaar op ons harte lê, waaroor ons bekommer, vir elke persoon, vir alles wat gebeur in hierdie wêreld, die vreemde wêreld wat binne ons leef. En soos die apostels dit ook later beleef het, toe sê ja, ons is vreemdelinge in hierdie wêreld, maar ons is U uitverkore volk vir wie U baie lief het en wat U nooit sal los nie. Wie se liefde vir ons nooit sal ophou nie. As ons aan U vashou, as die ware Messias, as die Verlosser, dan weet ons dat U 'n plan vir ons het en hierdie pad saam met ons stap. Here, mag ons in hierdie week baie bewus wees dat dit Paasweek is. Mag ons, Here, saamkom as gelowiges donderdag aand rondom die nagmaalstafel. Goeie Vrydag in ons gedagtes ook wees. Wat gebeur het daar op Golgotha? En in blydskap Sondag ook byeen wees om te sê, maar die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan. Maar baie van ons lidmate op hierdie stadium ook, hulle verskeie uithoeke van die land en die wêreld bevind. Mag almal net 'n oomblik stil word en dink waarin ons glo, in wie ons glo. Here, gee asseblief dat U Gees letterlik vir ons tot stilstand dwing, om te besef wat het Paasnaweek gebeur, in wie ons glo, ons Messias en ons Verlosser. Amen. Daar is geleentheid om die Here te vereer met 'n offergawe.
Liewe gemeente, ons gaan sing uit lied 365 wat eintlik 'n Kerslied is. Maar as ons mooi na ons Kersliedere kyk, sal ons sien dat dit die koningskind aangekondig het, maar dan ook heenwys altyd na wat die Here ook vir ons kom doen het. Jesus Christus wat homself verneder het om die gestalte van 'n slaaf aan te neem, sê ons in een van ons geloofsbelydenisse, en homself verder verneder het, tot hy ook gehoorsaam was tot aan die kruis, en uiteindelik ook tot in die graf. Maar kom ons sing dan uit lied 365, sy eerste vers en ook sy derde vers, Jesus ware vredevors, kom vir hom 'n volk verlos, vrygemaak deur hom gevind, is ek ook nou koningskind, die regte koningskind, wat die regte Jesus raak sien. Kom ons sing staande die eerste en die derde vers. Van die Here, mag God ons genadig wees en ons seën, mag hy tot ons redding verskyn, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word, sy reddende krag onder al die nasies. You